Ek nou 'n halfuur van my lewe gemors en ek kan hierdie video nie eers in Engels maak nie, want ek kan nie vir hulle sê hoe ontsteld ek nou is nie. So daar is hierdie fees, hierdie melkfees wat omgaan en wat jy weet, toe besluit ek, okay, laat ek bietjie kyk, want die comments wat hulle gooi op hierdie melkfees oor ja nee, hulle gaan drink, laat hulle lewer bars en hulle kuite bars en ek weet nie wat se nonsens alles nie en toe tog ek wag, laat ek net bietjie gaan kyk watter tipe, jy weet, en ek gaan toe in hierdie ding in en ek gaan in die kunstenaars in en julle, ek kan nie vir julle sê wat op aarde, ek weet nie of julle weet van hierdie ding nie, maar dit is verskriklik dat ek kan nie dink nie. Ek kan nie dink nie, my hart is seer op die oomblik. My hart gaan regtig uit. My hart gaan uit na mense toe wat blind is. En dit kom net weer terug na die opvoeding van ons kinders is nie reg nie. Die ouers staan nie in die plek wat God vir hulle gesê het, train your children up the way they should go and they will never depart from it. Leer hulle om God lief te hê, leer hulle om die Here te dien. Hier's foto's van hierdie mense wat hulle hande in die lug op het, wat hierdie kunstenaars absoluut worship. Worship, dit is idolizing en die Here sê baie mooi, do not worship other gods. Wat het geword van dit? Wat het geword van dit? Daar's 'n en dan die tekens wat hulle wys, daai duiwelse goeters. Dit is absoluut, dit is demonies. En hoe die drank, die kunstenaars gooi die drank so in die mense se kele in af en dan drink hulle melk en hulle gooi melk oor die mense en ek kan nie, my brein kan dit net nie vat vandag nie. Ek kan nie vir julle sê wat op die oomblik hier binne my hart aangaan nie, hoe my hart actually, ek kan dit nie hanteer nie. Ek kan dit nie hanteer nie en die ergste van alles is daar's 'n gultjie wat in die lig is en haar hande is in die lig en sy worship hierdie ou en sy het 'n what would Jesus do bandjie aan. 'n What would Jesus do? Ek kon nie, dit het my hart gebrand. My hart is seer vandag. Die een foto na die ander foto na die ander foto en die musiek en dit sê vloekwoorde links en reg en hoe hulle breek, hoe die dronk hulle is en hoe hulle breek, hoe hulle opgegooi het en hoe hulle breek, hoeveel meisies hulle mee geslaap het en hulle sit dit nou obviously daai woorde, sit hulle nou in ander tipe woorde, maar ons almal weet wat dit beteken. Ek was by 'n kursus laasweek en ek het so baie geleer van trauma en dinge en mense het seer, kinders het seer, jong mense het seer en hulle draai na die verkeerde goed toe. Hulle draai na wêreldse dinge, hulle draai na drank toe, hulle draai na wêreldse artists toe wat die liedjies, dis haat, alles haat en dit is alles haat en last en is tyd dat ons harder bid, vir ons jonger generasie ouens. Hulle is verlore, meeste van hulle is verlore. Waar is die ouers? Want God is hier, hoor. God het ons nie verlaat nie. Het is altyd maklik om te sê, waar is God? My kind is in die verkeerde dinge en waar is God? Waar is jy, man, as ouer? Waar is jy as ouer? Ons kinders het seer. Dis ons verantwoordelikheid om ons kinders op te tel. Dis ons verantwoordelikheid om te deel met dinge in ons lewens. Dis ons verantwoordelikheid om generational curses te deel. Dis ons verantwoordelikheid om die bloedlyn skoon te maak, sodat whatever op ons voorvaders gelê het, whatever op ons lê, nie oorgedra word aan ons kinders nie, aan ons kleinkinders nie. Ons is tog lief vir ons kinders, is ons nie? Ons is tog lief vir ons kinders, so hoekom laat ons toe, dat die vyand met ons kinders smokkel? Dat hulle na hierdie konsert toe gaan, en die ergste van alles is, daar is die 30ste Augustus, is daar ook 'n konsert in Pretoria. Daar is 'n meisiekie wat Christelike musiek sing, wat saam met een van hierdie kunstenaars gaan 'n konsert hou. Regtig? Waar dit vandaan gekom, dat ons nou ewe skielik moet meng? Ons moet meng die dinge van die Here met die dinge van die wêreld. Ek kan nie. Ons moet opstaan, ons moet ophou vashou aan fame. Want wie nou die eerste is,
sal die laaste wees in God se koninkryk. En wie eerste is in God se koninkryk, is nou die laaste. We need to humble ourselves in the presence of the Lord. We need to understand that He is God and God Almighty. And whatever is happening right now, whatever we are doing, whatever gods we are worshipping that is not the Lord Father, dat walg hom. Walg my. Ek kan nie dink dat dit nie ander mense walg nie. Daar's net 'n handjievol. Daar's net 'n handjievol mense wat verstaan wat dit is om heilig te leef. Daar's net 'n handjievol wat dit verstaan om dit to be set apart for the Lord. Om in sy koninkryk te wees. Om in sy teenwoordigheid te wandel. My gebed vandag is dat mense se oë sal oopgaan. En dat hulle die Here sal dien, soos die Here ons gemaak het. Hy het ons gemaak. En ons ma se baarmoeder het hy ons gemaak. Met elke stukkie gawe, met elke stukkie talent, met elke stukkie in jou het hy ons gemaak. To honor Him, to glorify His name, om sy koninkryk te laat heers. En ons besmet dit vandag met die wêreldse dinge. Was te veel wêreldse goed in hierdie mooi liewe plek wat die Hemelse Vader vir ons gegee het om te bly. Daar's te veel wêreldse goed. Ons moet instaan, ons moet opstaan en ons moet God se werk begin doen. Ons moet bid, mooi bid. En ons moet God se lig laat skyn waar ook al ons is. Ons moet op 'n bang wees wat die mense gaan sê. Jesus was nie bang nie, Jesus was vervolg. Die Here is goed. En hy sal goed bly. En hy is die koning oor hierdie aarde.